Goeienaand almal, dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. As nou een plek is waar ons moet ontwikkel en groei, dan is dit in ons verhouding en ons vertroue op die Here. Kyk net wat gebeur in Rigters 6 vers 2 en sê, die toestand waarin Israel hulle self bevind. Die Midianiete het die Israeliete so hard behandel dat hulle die berge ingevlug het. Daar het hulle vir hulle skuilplekke in grotte en ontoeganklike plekke teen die Midianiete gebou. Sodra hulle iets geplant het, het die Midianiete, die Amalekiete en die mense uit die ooste op hulle toegesak en hulle aangeval. Hulle het daar kom kamp opslaan en alles wat in die grond was vernietig. Hulle het nie 'n ding agtergelaat waarvan Israel kon lewe, selfs nie eens 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die hordes Midianiete het met hulle veetroppe gekom en soos 'n swerm sprinkane hulle tente oral opgeslaan. Hulle kamele kon nie eers getel word nie en waar hulle ook al gekom het, het hulle die land kaal gestroop. En as gevolg hiervan was die Israeliete totaal teen die grond en het baie arm geword. Die Bybel praat hier van 'n uiters benarde situasie. Niks het vir hulle gewerk nie en hulle lewens was elke dag in gevaar. Maar die eerste les wat ons uit hierdie storie moet leer, vind ons in Rigters 6 vers 6. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maak nie saak wat jou toestand vandag is nie. Dalk is dit soos die Israeliete, jy het arm in jou gees, arm finansiëel, arm in jou vlees. Maak nie saak wat dit is wat daar Satan van jou gesteel, geslag en beroof het nie. Hier gaan hy aan en hy sê, maar hulle het die Here begin aanroep. Ons moet ons gees mens ontwikkel en laat groei, om onsself te leer om die Here aan te roep in opregtheid, in tye van nood, in tye van ellende of in hartseer. Ag, in hierdie storie van Gideon, ons weet wat verder gebeur het, né? En ons lees daar in vers 12, en die Here sê vir Gideon, ek is met jou, dapper held. Kan jy sien wat het gebeur nadat die volk die Here begin aanroep het? Die Here sê, ek is met jou, dapper held. Vers 14, toe draai die Here na Gideon en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Dit is ek wat jou stuur. Weet maar, afgesien hiervan sit Gideon nog steeds in sy smart hoekie, so wat ons ook soms daar op moedverloorse vlakte wil bly. Ons wil daar tent opslaan. Ons raak gewoond aan die armoede, gees, siel en liggaam. Hy praat met die Here oor hoe swak hy is in vers 15, maar Gideon antwoord die Here, ag Here, hoe kan ek Israel verlos? My familie is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Maar ons lees in die woord, die Here stel nie belang in sy antwoord nie. Die Here stel nie belang in sy klaagliedere wat hy besig is om te sing en homself af te kraak en af te breek nie. Hoor wat sê die Here in vers 16. Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Ek wil weer vir jou sê, as daar nou een plek in ons lewens is waar ons moet groei en ontwikkel, dan is dit ons vertroue op die Here. Ons geloof in God om hom aan te roep in tye van nood. Jy weet, Gideon het toe 32.000 manskappe bymekaar gemaak vir die oorlog en die oormag teen hulle was meer as 4 teen 1. Maar die Here praat met hom daar in Rigters 7 vers 2 en hy sê, toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee. Jy weet, en na 2 rondes van soldate wat weggestuur word, het slegs 300 soldate oorgebly. En toe was die oormag teen Gideon meer as 450 teen 1. Daar was dit geen sprake waar die bron van hulle oorwinning sou kom nie. Dit was die Here en niks anders nie. Maak nie saak wie jy is of hoeveel jy het nie. As die Here met jou is jy 'n oormag teen elke aanval van die bose.
Die grootte van jou laste, jou probleme, jou teestanders en jou struikelblokke is irrelevant in die lig van God se krag en sy teenwoordigheid in jou lewe. Hierdie krag kom egter slegs na diegene wat bereid is om te erken dat hulle swak is en daarom die Here soek vir genade en vir voorsiening en vir hulp. Jakobus 4 vers 2 sê dit vir ons baie duidelik. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Jy weet, die wêreld om ons verkondig die evangelie van selfstandigheid en dis nie verkeerd nie. Maar weet jy wat, die wêreld verheerlik ook diegene wat dinge op hulle eie doen. Maar die Here eer en help diegene wat heeltemal op hom vertrou, wat vorentoe wil beweeg en op hom vertrou, om deur die vuur te beweeg met die wete, die Here is saam met my, om deur 'n rivier wat in vloed is te swem, met die wete, die Here is saam met my en die Here eer diegene wat op hierdie wyse op hom vertrou. Weet, ons kan eenvoudig niks meer in ons eie krag bereik nie. Ons het almal nodig wat net hy, die Here, vir ons kan voorsien. En ons lees in Rigters 7 vers 12, die Midianiete, die Amalekiete en al die kinders van die ooste was in die laagte so sprinkane in menigte. Hulle kamele was ontelbaar in menigte. Dit was hierdie oormag van goed gewapende, goed opgeleide soldate wat Gideon op bevel van die Here moes trotseer. Rigters 7 vers 20, toe blaas die 3 dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshoring om te blaas, terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en van Gideon. Maar my storie aan jou vandag, luister, die Here onse God gee oorvloedige genade aan diegene wat nederig na hom toe gaan en sy hulp soek vir al die gevegte wat hulle in die gesig staar. En die waarheid is, niks in die hemel of op aarde kan die krag van die Here onse God oorwin nie. En hy is altyd gereed en hy is altyd gewillig om daardie krag, daardie ontploffende krag namens jou, vir jou en deur jou te ontplooi. Luister verder na hierdie storie, Rigters 7 vers 21 en 22. En die 300 het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar en hulle skreeu en hulle vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar. En die hele laar het vreesbevange gevlug. Jy weet, die woord van die Here aan elkeen van ons vandag is Rigters 6 vers 12. My kind, ek is met jou, dapper held. Dankie daarvoor, Here. U is genoeg en saam met u is ons oormag teen enige vyand. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.